Daar loop 'n vieslike roeme rond, Ja, dat daai opbrengste wat jy so oor trek, jy koop vir hulle. ja. Maar ek koop nie opbrengs nie. Ek maak ROI. Ek mik vir wins per hektaar, want wins betaal rekeninge, nie opbrengs nie. Maar gewoonlik goeie opbrengs teen goedkoop inset. Dit is waarvoor almal streef. En ek gaan nou my sê hierso. Ek sien daai ouens se goed. Hulle kliënte bel my en hulle gee vir my daai goed en dan kyk ek daarna en as ek sien die lawwe hoeveelhede kunsmis en goed wat hulle toedien, dan kan ek verstaan hoekom julle nie by 16 en 17 dollar verbygaan nie, want dit is nie net stikstof wat saak maak nie. Wys my, gee my 'n bietjie 'n paar tips hoe om daar uit te kom. Want en ek dink die ander ou die groot ding is, meeste mense dink daar's 'n silver bullet wat jy vir niemand sê nie. En jy gee vir hulle die verkeerde inligting. En dit wat jy sê nie werk nie is eintlik wat werk. Ek moet bieg. Yes, jy kelp. Ek gebruik kelp en ek plant my pitte onderste bo. Nee, ek geen kelp nie. Nee, maar ek het gehoor want iemand het gesê nee, dis jy het vir hom, wie het vir daai spesifieke ou gesê hy moet nie kelp gebruik nie. Hy dink dis juist daaroor. Ja. Dis net 'n gemengde ding met 'n soutindeks. Daai goed help om jou soutindeks te beheer. Ja. Daai help om jou biologie in die gang te kry. Want sout wat jy in die grond sit maak jou biologie dood. As jou biologie dood is, ek dink biologies aktiefste gronde, definitief die van der Westhuizens. Okay. Maar ek dink ons moet by hulle gaan leer van dit. Ouers wat met ons kommunikeer en met wie ons ook praat en wat vra. En ek gaan gou hierdie ene klaarmaak met daar's 'n vraag gewees oor grondsuurstof. Hoe weet jy wanneer jou suurstof min is? As die water bo die grond uitkom. Dit is klaar.